Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Maandag 29 Desember. Paulus in kettings. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u baie dankie vir hierdie studie wat u ons bied vandag. Liewe Vader, help asseblief dat ons dit mag verstaan, dat u lig daardeur mag skyn en laat die boodskap daarvan helder mag word. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Terwyl Paulus in Macedonië was, noem hy verskeie gevangenskappe. 2 Korintiërs 6 vers 5 lees, in slae, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly. 2 Korintiërs 11 vers 23 lees, is hulle dienaars vir Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in slae bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 2 Korintiërs 7 vers 5 lees, want ook toe ons in Makedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie, maar ons is op allerlei maniere verdruk, van buite was daar aanvegtinge, van binne verskrikkinge. 2 Korintiërs 7 vers 5. Die eerste aangetekende geval was in Filippi. Ons lees Handelinge 16 vers 16 tot 24. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons te, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep en vir hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is, en hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle al baie slae gegee het, het hulle hul in gevangenis gewerp, en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in 'n blok vasgemaak. Handelinge 16 vers 16 tot 24. Later is hy kortliks in Jerusalem gevange geneem, voordat hy na 'n gevangenis in Caesarea oorgeplaas is. Elders verwys Paulus na homself as iemand wat in my kettings is. Filemon vers 10 en 13 lees, pleit by jou vir my kind, Onesimus, wat ek verwek het in my boeye. Ek wou hom by my hou, sodat hy in my die boeye van die evangelie in jou plek kan dien. Filemon verse 10 en 13. Al was hy onder huisarrest in Rome, was hy met 'n ketting aan die elite Romeinse soldaat vasgemaak. Ignatius, 'n Christen uit die vroeë 2de eeu wat op dieselfde manier vasgeketting was, het die soldate beskryf as mense wat optree soos wilde diere, wat net erger word wanneer hulle goed behandel word. Gelees in Michael W. Holmes in The Apostolic Fathers, bladsy 231. Lees 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 12. Wat in hierdie gedeelte openbaar hoe Paulus in staat was om die beproewinge wat hy beleef het te verduur? Wat blyk die fokus van sy lewe te wees?
Ons lees 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 12. Maar ons het hierdie skat in aardekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie, vervolg, maar nie verlate nie, neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar kan word, want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 12. Maak nie saak hoe moeilik die lewe geword het nie. Paulus kon altyd 'n helderder kant sien en dit het hom die moed gegee om die druk te verduur. Ten spyte daarvan dat Satan alles moontlik teen hom gebruik het, het Paulus geweet dat hy nie verlate was nie. Lees 2 Korintiërs 6 vers 3 tot 7. Watter geestelike hulpbronne het Paulus tot sy beskikking gehad om hom te help om hierdie moeilike omstandighede die hoof te bied? Ons lees 2 Korintiërs 6 vers 3 tot 7. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Maar in alles beveel ons aan as dienaars van God met baie geduld in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slae, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter en linkerhand. 2 Korintiërs 6 vers 3 tot 7. Dikwels kan ons versoek word om na ons omstandighede of swakhede of ons vorige mislukkings te kyk en moedeloos te raak. Dit is juis in sulke tye dat ons moet onthou van al die wonderlike voorsienings wat God gemaak het vir ons sukses in die stryd teen die bose. Een van die belangrikstes is die Bybel self, die woord van die waarheid, omdat ons uit ander se foute kan leer en ook kan sien hoe hierdie mense daarin geslaag het. Verder lees ons 'n gedeelte uit Ellen G. White se boek The Desire of Ages, bladsy 671. Verder maak die Heilige Gees kragtig, wat deur die wêreld se verlosser bewerk is. Deur die Gees word die hart rein gemaak. Deur die Gees word die gelowige 'n deelgenoot van die goddelike natuur. Christus het sy Gees gegee as 'n goddelike krag om alle oortreffelike en aangeleerde neigings tot die bose te oorwin en om sy eie karakter op sy kerk af te druk. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 671. Hoe kan ons as leuke of as geestelikes altyd ons aanbeveel as dienaars van God? Met verwysing na 2 Korintiërs 6 vers 4. Wat beteken dit?